Haar blerrie buurman, episode 6. Elzaan gebruik die volgende Saterdagoggend om die hoofslaapkamer beter in te rig en haar klere uit te pak. Die slaapkamers is die enigste gedeelte van die huis wat nog nie in 'n bouperseel verander het nie. Iewers moet daar 'n bietjie orde in haar chaos geskep word. Sy stofsuig deeglik en maak die matte skoon. Sy skuif haar dubbelbed teen die een muur met bedkassies aan weerskante. Haar 2 leerstoele pas in die hoek langsaan. Teen die oorkantste muur stel sy haar muureenheid met televisie op. Daar is 'n skotel op die dak, wat beteken dat iemand wat weet wat om te doen, vir haar DStv aan die gang sal kan kry. In die aantrekkamer, wat later badkamer gaan word, as die geld hou, pak sy solank haar wintersklere op die rakke uit en hang jasse en baadjies op. In slaapkamer nommer 3 kom die tasse en bokse met haar somersklere en linne. Soos wat die weer nou voel, en dit is nog nie eens behoorlik winter nie, gaan sy nooit weer haar somersklere gebruik nie. Terwyl Elzaan bokse dra en meubels rondskuif, skryf sy sommer op haar lysie van alles wat sy in die volgende week wil laat doen. Prioriteit nommer 1 kan sy nou doodtrek. Die staal sekuriteitshek in die gang, net verby die 5de slaapkamer en 1ste badkamer, het 'n vriend van die slotmaker eergister kom insit. 'n Stewige hek, ten minste sal sy veilig voel terwyl sy slaap. In die 2de slaapkamer staan haar ander dubbelbed. Dit word haar gastekamer. Sy vermoed dat Benny of haar ouers binnekort sal wil kom kyk hoe haar boerdery vorder. Die motorhuis dien ook eers as 'n stoorkamer vir die 2 sitplek bank en haar sitkamerstel, haar lesenaar, wasmasjien en tuimeldroër. Goed wat sy nie dadelik gaan uitpak of gebruik nie. Sy sluit ook haar elektriese kombuistoestelle en duur eetstelle daartoe, vir een dag, wanneer die kombuis mooi is. Elzaan skuif haar 8 sitplek eetkamerstel kombuis toe. Sy sal dit weer uitskuif eetkamer toe, wanneer die leefarea leefbaarder is. Haar lysie gaan saam en sy skryf, kombuis, kas, deure. 'n Vrou hou darm van 'n mooi kombuis, al maak sy nie gereeld kos nie. Haar volgende stap is om die matte in die leefkamer te probeer red, maar verniet. Nie eens haar peperduur stofsuier, matwasser en lekkerryk matseep kan die mufkol en stank onder die hangende plafon laat verdwyn nie. Sy begin trek aan die mat en slaag sowaar daarin om die vrotste dele uit te skeur. Daarna bekyk sy die hangende plafon. Jare gelede was daar foto's in 'n tydskrif van iemand wat die plafon van 'n stokou huis uitgehaal het om die mooiste dakbalke te ontbloot. Hier is moontlik ook 'n geleentheid om so iets te doen. Dus, eerste projek volgende week, breek die plafonne uit. Sy sal net moet dink aan isolasie teen die koue. Dalk daar die polystyreenborde wat sy tong in die groef pas. Later stap sy uit om die stukke mat op 'n hoop langs die motorhuis te gooi. Met die terugkeer kyk sy toevallig na die huis langsaan. Dit is veronderstel om 'n gastehuis te wees, maar vir die afgelope week was dit stillerig daar. 'n Kar of 2 wat gekom en gegaan het, af en toe. Maar gisteraand was hier darm 'n bus met mense wat in die straat geparkeer het. Sy kan nie help om te wonder of die eerste deel van die week se stilte dalk haar skuld was nie. Dalk was die arme slagoffer van haar peperstraal verlede week vir 'n paar dae dalk nie in staat om gaste te ontvang nie. Net toe ry daar 'n stokou Nissan karretjie by die skuifhek van Kleerskaja in. 2 ouerige mense klim uit met inkopiesakke. Elzaan stap doelgerig na die laas teenheining wat die 2 eiendomme van mekaar skei. In haar kop skryf sy op haar lysie, nuwe, ordentlike heining, 'n muur, ten minste 70 voet hoog. Vir nou is die lae heining darm nuttig, want daar is 'n klein moontlikheid dat iemand haar gaan hoor of sien wanneer sy roep, "Hallo daar!"
Die vrou gaan staan 'n oomblik verstom, asof sy nie kan glo dat Elzaan dit waag om met hulle te praat nie. Die baas van die plek het sekerlik liederlike stories oor haar by alle belanghebbendes aangedra. Elzaan druk egter deur. Ek wil net hoor hoe dit met meneer Rikus voorie gaan. Non comprehend, beduie die vroukie toe die man net aanstap. Sy roep agter hom aan. Valentino, Venetia! Die man draai terug en hy en die vrou wissel 'n paar woorde in 'n vreemde taal. Portugees dalk? Daarna stap die man nader. Valentino, is dit jou naam, meneer? Vra Elzaan, vriendelik in Afrikaans, of met sy oorslaan na Engels. Sy sal vir hom wys dat sy verhewe is bo die twee se ooglopende vyhandigheid. My naam is Elzaan. Die man wys na homself en toe na die vrou. Valentino, en die ene, sy is Dada. Ons werk vir Clarissa en Rikus Forrie. Elzaan besluit, Clarissa en Rikus Forrie. Dan is die man getroud. Wel, ek wil net hoor hoe dit met meneer Forrie gaan. Ek het hom per ongeluk in selfverdediging met pepersprei bygekom. Hans weet, verklaar Valentino. Hy verstaan Afrikaans beter as wat hy dit praat. Maar hy gaan nou beter. Is hy of mevrou Forrie naby en by die huis? Ek sal hulle baie graag wil ontmoet. Mevrou, nee, sy's nie hier nie. Sy het by die Grande Child in Pretoria gaan kuier. Weet nie wanneer sy weer kom nie. Grand Child, dan is die Forries grootouers. Dit beteken sy het 'n ouerige man, wat dalk haar pa kon gewees het, met pepersprei beblerts. Maar hoe moes sy dit op daardie oomblik geweet het? In die straal van die verblindende flits, kon sy net die vuurwapen in sy hand uitmaak. Sy het uit selfverdediging opgetree. Teen die tyd dat hy op die grond was, het hy sy gesig toegehou en die flitse doorgetrek, waarna sy weggehardloop het. Wat Elzaan natuurlik nog slegter laat voel, is die feit dat sy vrou nie eens hier is om hom in sy lyding by te staan nie. Is daar iets wat ek vir meneer Forrie kan doen, om vir hom te wys hoe jammer ek is oor wat gebeur het? Iets waarvan hy sal hou? Biltong dalk? Vra Elzaan. Die twee konsulteer eers weer in daardie vreemdelike taal, voordat Valentino instemmend knik. Ja, met biltong kan mens blykbaar enige volbloed Afrikaner man omtik. Biltong, draadwors is goed, hy like. Rasks, sê Dada ook 'n eier. Ek verstaan nie mooi nie, is dit ook 'n soort biltong? Rasks! Die vrou hou 'n denkbeeldige koppie, gaan na haar linkerhand en doop iets onsigbaar daarin. O, rasks, beskuit. Die paadstal, so aniseed rasks en vats en milktaart. Rasks en fudge, beskuit, lekkers en milktaart. Waar is daardie padstal? Elzaan besef dat sy die bestelling dadelik sal moet gaan neerskryf om dit alles te onthou. Dit gaan haar dalk 'n arm en 'n been kos, maar enige iets om te probeer verhoed vir die pyn en lyding en dat die man dalk 'n hofsaak teen haar gaan maak. En veral om te keer dat hy vra vir die res van haar lewe kwaad bly, want sy is nou hier om langs hulle te bly. Behalwe dat sy voel dat hy daarom ook skuld aan daardie aand gehad het, maar volgens Sergeant Sheik is hulle al so gewoond aan plakkers en betreders in die huis, dat hulle die spul op heterdaad wou betrap en afvoerstasie toe, die dat hulle die deur oopgebreek het, sonder om te klop. Millies Machado Dorp, verduidelik die vrou nou en knik enthousiasties. Goed, ek sal môre gaan koop by Millies. Dankie vir die inligting. Elzaan groet en stap terug huis toe. Dit is dalk nie 'n slegte idee om die dag af te neem en die omgewing te gaan verken nie. Dit is daarom Sondag en haar slaapkamer en tydelike woongedeelte is uiteindelik ingerig en sy kan dit toesluit. Na 'n heerlike warm bad gaan sy soos 'n baba slaap.
Na haar gesprek met Dara en Valentino, kies sy kortpad by haar kombuisdeur in, waar 'n vreemde fluitgeluid haar in haar spore laat vassteek. Dit kom uit die een eethoek en haar sitkamer. Behoedsaam stap sy nader. Die volgende oomblik is daar 'n dowwe plofgeluid en toe stroom die water deur die hangende plafon, presies daar waar swaartekrag die plafon nou uiteindelik afbring aarde toe. Twee gedagtes gaan deur haar kop. Positief, die balke aan die ander kant lyk nie te sleg nie. Negatief, o frek, haar geyser het so pas gepop. Sy storm badkamer toe, sit die badprop in en draai die warmkraan oop. Maar dit keer glad nie, dat die sit- en eetkamer gedeelte eers in 'n vlak swembad verander nie. Sy drafstap uit en gaan draai die waterkraan van die munisipaliteit op die sypaadjie toe. Gelukkig het eiendomsagent Bason 'n advertensiealmanak vir haar gelos, waarop sy onder andere die nommer van 'n noodloodgieter raak sien. Hy los die pamfletjies blykbaar in al die huise wat hy verkoop. Sy kan nou sien hoekom. Hy verkoop huise wat enige tyd kan ontplof of in mekaar val. Terwyl Elzaan vir die loodgieter wag, probeer sy om die water by die oop sitkamerdeur uit te vee. Te vergeefs. Haar voete maak slof in die stukke mat, wat nog klou om lewe en dood. Die reuk is haas onuitstaanbaar. 'n halfuur later stop die loodgieter daar. Hy raas kliphard toe hy teen sy leer opklim en die geyser op ooghoogte bekyk vir inspeksie. So 'n ouke naiwer. Ek het vir oom Stein gesê hy moet die ding vervang. Toe kry mos iemand om die bars van buite af toe te smeer. Maar wat verwag jy van iemand wat doen? Vra Elzaan bekommerd. Net nie nog 'n verrassing nie? Nie 'n verrassing nie, nee. Eerder die dorp se groot geheim. Sy vrou, jy sien, tant Betta Stein. Maar dan was daar natuurlik geen bewyse dat hy iets met sy vrou se verdwyning te doen gehad het nie. So ek sê liewer niks verder nie. Nee, jy het my nou nuuskierig gemaak. Praat. Verdwyn. Bedoel jy soos en waarskynlik dood en vermoor? Dalk so iets, maar jy het dit nie by my gehoor nie, beduie die loodgieter en klim van die leer af. Ou Stein het hard probeer om almal te laat glo dat sy met 'n ander man weggeloop het. Hy het selfs name genoem, maar niemand het hom geglo nie. Daar's mense wat beweer dat sy hier iewers. Sy hande maak 'n 360 grade sirkel. Behalwe dat dit reeds koud is, voel dit vir Elzaan asof yskoue vingers tussen die haartjies aan die agterkant van haar nek streel. Iewers wat vermoor is? Vra sy. As die man hoed gedra het hy hom nou gelig, want sy stem raak respektvol. Te rustig gelê is, en dat sy nog steeds hier dwaal. Hy kyk om hom rond en voeg by, "Askies, tant Betta, as jy nou hier by ons is," en gehoor het waarvan ek praat. Wat? Nee, ek glo nie aan spooke nie. Ek het tog nooit een gesien nie. Elzaan trek haar skouers reguit. Iewers in haar agterkop wil daar die sagte groen oë en daai wit pelserigheid van daardie eerste oggend vanuit die nevels na haar toe teruggekom het. 'n Klein bekommernisie in haar kan nou wakker word. Wat haar egter vreesbevange maak, is om agter te kom dat daar nog meer onbeplande fondse uit haar rekening gaan stroom. Sy sug swaar om terug te kom na die huidige probleem. Dit beteken natuurlik dat ons 'n ander geyser sal moet insit. Kan jy dit vanaand nog doen en kan ons asseblief die geyser skuif dat dit bo kan die waskamer in die plafon sit? Ek het besluit ek wil die balke in hierdie deel van die huis oophou en dit wit verf. Wat dink jy van my? Dat ek spaar geysers op my solder aanhou? En weet jy hoeveel werk is daar aan so verskywing van pype? Hy gleer haar aan en skud sy kop negatief. Nee,
Ek gaan nou eers benoude noodmaatreëls toepas en die water van die toevoerkraan na die geyser hierbo langsom toedraai. Daarna gaan ek die geyser se skakelaar by die verdeelbord afsit. En dan sit ek sonder warm water, vra Elzaan. Ja, dan gaan ek die munisipaliteit se kraan weer oopmaak, anders sit jy die hele week sonder water ook. Vergeet van warm water. Maandag bring ek 'n nuwe reconditioned geyser en doen die werk iewers gedurende volgende week. Vergeet reconditioned, ek soek 'n nuwe een, 'n splinter nuwe een met 'n waarborg. Want dan moet jy hom self maar gaan koop. Builders in Middelburg se pryse is op die oomblik die beste. Hulle is op Sondag oop, maar soos reeds gesê, verwag my eerste ding maandagoggend. Ek werk nie op die Sabbat nie. Jy wil nie 2 dae agter mekaar die naewere tariewe van my call-out fee betaal nie. Of wil jy? Die uitdrukking op sy gesig wys, wees bang, wees baie bang. Jou call-out fooi? Nee, seker nie. Hoeveel is dit? Die loodgieter grawe 'n boekie uit sy sak en soek 'n oppervlakte om op te skryf. Dit kry in die kombuis op haar 8 sitplek tafel se blad. Daar kyk hy rond en toe roep hy geskok uit. Wat het jy met die kastere gemaak? Liewe genade, moet julle jong mense altyd eers alles afbreek voordat julle opbou. Daardie soliede eike houtkaste deure was nog presies in perfekte toestand. Ek sou dit eerder afgeskeer het en ek wou dit oorverf, so ligte grys, beduie sy, maar het is uitgebreek en gebrand, sien ek, aan die hoopies as op die grond. Die man skud sy kop in algehele ongeloof, voordat hy begin skryf. Daarna sit hy die rekening in Elzaan se hand. Die bedrag slaan haar asem weg. Dit vir 'n kyk op geyserhoogte na die monster wat in haar plafon gewoon het, 'n kraan toedraai, 'n skakelaar druk en daarna die kraan in die straat weer oopdraai wat sy toegedraai het. Duidelik is hierdie man se call-out fee nie 'n grap nie. Jy kan dit vir my EFT. Hy tik op sy horlosie. Ek moet gaan, want anders moet ek jou charge vir nog 'n uur. Geen mens behoort aan die verkeerde kant van 'n loodgieter te staan nie. Sy doen die oorplasing dadelik. Maar geen mens kan ook met die stank van 'n mat, vuil gemif en lelik gevlek saamleef nie. Daarom gaan pak sy haar oornagsak, stap uit en klim in haar kar. Vanaand gaan sy in 'n gastehuis oorslaap, iewers tussen hier en Middelburg. Beslis nie by die onvriendelike spul langsaan by Claire's Kaya nie. Sy gaan verdwyn, ten minste tot maandagoggend. Word vervolg.